Gaan ons 'n paar verse lees uit Joshua 1. En ek weet ek het in hierdie jaar preek, het ons gekyk na Joshua 1 en ons het 'n preek gedoen daaroor. Maar ek wil dit doen ter afsluiting van hierdie jaar. En ons het hierdie jaar begin met wees stil en weet ek is die Here. En ek besef vanoggend weer is wanneer ons regtig stil is, dat ons by die Here uitkom. Ons mis die Here wanneer ons besig is en rondhardloop. En jy hoor soveel goed en jy is besig met soveel goed en dan soveel goed wat jou aandag aftrek, dat ons nie stil word en weer luister en weet hy is die Here. So ons het 'n hele amper 6 maande daarin spandeer en ek hoop iewers dat dit ingesink hoe belangrik dit is dat ons tyd neem elke dag om stil te word. As ons die storie van die houtkapper wat nie aangestel is en as hierdie klomp houtkappers nou in die bos ingaan, man, hy trek daar weg met daai byl van hom en jy sien net splinters waai. En die eerste dag kap hy meer bome as enigiemand anders af. Want hy was handig met die byl, jonk en sterk. 12 bome kap hy af, die ander average so 10. Tweede dag, selfde storie. Derde dag toe kap hy so bietjie meer as die ander, maar nie so erg meer. Jong, en toe hy aan die einde van die week kom, toe is hy agter. Toe gaan hy na die voorman toe sê hy nee, hy verstaan nie die besigheid. Hy werk net so hard, hy sit net soveel ure in, en hy swaai hy byl net so hard soos van tevore. Inteendeel, toe hy nou begin agterkom, hy begin agterraak, toe swaai hy nog harder. Toe vra die voorman vir hom natuurlik, omdat hy nou baie ervare is, maar hoeveel tyd gebruik jy om jou byl skerp te maak? Toe sê hy, nee, ek het nie tyd daarvoor. Sê wel, daar is jou probleem, nie? En soveel keer in die lewe voel ons, man, jy hardloop teen 'n baksteenmuur vas, jy sit al die effort in, jy sit al die tyd en jy spandeer al die energie, maar jy kom nêrens. Want ons neem nie tyd om ons byl skerp te maak. Want as wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here is, wanneer ons stil raak, wat hy vir ons psigiese energie gee, hy gee vir ons wysheid, hy gee vir ons insig, hoe gaan ek hierdie ding nou anders kan benader, as wat ek tot op hede gedoen. Hy inspireer ons. Hy vul ons harte met liefde, sodat ons verhoudings kan groei. Neem tyd om jou byl skerp te maak. Goed, en dis so min of meer wat die Here vir Joshua gesê het, voordat hulle die beloofde land ingaan. In Joshua 1, kom ons begin by vers 3. Julle ken hierdie vers baie goed, want dis een van my vuil verse in die Bybel. Hy is vuil, Mary, omdat ek die Bybel baie dalk opmaak. So daai bladsy is nou al vuil. Hy sê, elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. So dis 'n belofte wat die Here vind. Maar daar's altyd, soos met baie van die Here se beloftes, is daar voorwaardes. Hy sê, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Nou hier sê die Here, gee hy die opdrag. Is wonderlik, Dorothee, hy gee vir hom hierdie mooi belofte, né? Wonderlik om te dink, elke plek waar my voetsool trap, het die Here reeds vir my gegee. Is incredible. En dis elkeen van ons se belofte. Want die Bybel sê, in Christus is elke belofte wat God ooit gemaak het, ja en amen. So die belofte is vir jou, Petrus, dat elke plek waar jy jou voetsool sal neersit, het ek klaar vir jou gegee. Hy sê, vers 6, hy sê, wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het, en om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed, om nougeset te wandel. Mooi woord nie, Gideon, nougeset. Met ander woorde, die paadjie is dun, dis nie die breë pad nie, dis die smal weg wat jy oploop. Waar is ek nou?
om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Hy sê, wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarop geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Goed, die Here se woord en dit wat hy aan jou openbaar, dit moet elke liewe oomblik van die dag in jou gedagtes wees. Hy sê, jy moet dit prewel op jou lippe. Jy moet dit saggies vir jouself herhaal. En moenie toelaat dat daar enige iets anders hier inkom nie. Bewaar jou hart meer as alle dinge, sê Salomo. Want daaruit vloei jou hele lewe. Guard your heart with all diligence, because from it flows the issues of life. Ons moet ons harte, ons gedagtes bewaar, veral in hierdie tye, Hansie, waar ons nie regtig meer weet wat waarheid is. Ons weet nie meer wat is feite nie. Want daar is soveel, wat is die woord wat ek soek? Ulterior motives. Wat is dit nou in mooi Afrikaans? Gideon. Ja, verskuilde motiewe, dis mooi. Daar is soveel verskuilde motiewe in die inligting wat vir ons gegee word. Maar een ding wat nie verander nie, is God se waarheid. Is sy woord, dit verander nie. En dit moet ons ken. En dit moet ons in ons gedagtes en ons harte bewaar. En jy gaan dit net hoor wanneer jy stil word. So ek gaan nou my jaar afsluit met my skoene storie. So daar's 3 keer wat skoene prominent in die Bybel genoem word. Nee, die eerste een weet julle, want ek het weer my sokkies aangetrek vanoggend met die polkadots, sodat julle weet, die Here het vir Moses gesê, Fransman, wat het die Here vir Moses gesê toe hy by die bos kom wat brand? Trek uit jou skoene. Hoekom? Want die Here sê vir Moses, gaan jy my kan bykom werk nie? Die Here sê vir Moses, die pad wat jy tot nou toe geloop het, is nie belangrik nie. Want elkeen van ons loop 'n journey. Antoinette, elkeen van ons het 'n verlede soos ons hier stap, of sit, vanoggend. En die Here kom na jou toe en hy sê, jou pad wat jy tot nou toe gestap het, moet jy agter jou los. Want anders gaan jy my mis. Jesaja 55 sê Jesaja, hier is jy by. Is jy by? Jesaja 55 sê hy soek die Here terwyl hy nog te vind is. Want soveel keer, die Here is ons oral, hoekom sal Jesaja dit sê? Want ons hak baie keer in die verlede vas. En soos die Here aanbeweeg, verloor ons hom. Die Here is besig met nuwe goed. Die Here is besig met sy werk. Maar as ek iewers in die verlede vashak, dan mis ek op. Hy sê, trek uit jou skoene. Want jy het ervarings as 'n mens, jy het ervarings. Die eerste keer toe die skoolinspekteur na ons skool toe kom, ek was so kannetjie in standaard 1 graad 3. Nou moet jy gedigte vir die inspekteur opsê. My ma, en ek sien die juffrou kyk vir my, en ek weet sy gaan my vra, daar slat ek. Ek slat heeltemal. Ek kan nie een gedig onthou wat ons gedoen het, die hele dag. Nie een en nog meer probeer om. Nadat is ek in 'n hele paniek en ek probeer maar die juffrou smile al breër en sy kyk vir my. En toe dit
kom dat ek nou 'n gedig of die volgende ou nou 'n gedig moet opset daarop sy my voor en daar staan. En ek kan nie 'n woord uit. Ek is heeltemal bly. En van daai dag af, as ek voor mense moet praat, as ek geweet, hulle was, jy weet, skool was 'n lyding, met is dit nou 'n lang ei of 'n ei? Nee, is 'n lang ei, né? Dit was lyding, want hulle mondelinge op 'n Vrydag gedoen. Hoe terrible kan dit nie wees nie? En ek beloof jou, van Dinsdag aand af kan ek nie slaap nie, want ek weet, Vrydag moet ek mondeling doen. Is horrible. Ek het so vrees en angs gehad, want jy weet toe daai inspekteur by die klas is, het daai juffrou nou 'n paar gevleelde woorde met my gespreek. Want hoekom? Sy het nou sleg gelyk, omdat ek 'n blik geslaan. Sy leer nou nie die kinders reg. So ek was hondbang van daai dag af om my mond oop te maak, as al meer as 2 mense in die vertrek is. Master, so hoe dit Bybel, dis 'n interessante storie. Ek moes my skoene uittrek. En met Moses was dit dieselfde. Hy moes nou na Farao toe gaan, en hy moes met Farao gaan praat, en hy sê vir die Here, maar ek babbels, ek kan nie met mense praat nie. Die Here sê, Moses, jy dink so oor jou ervaring, tot op hierdie punt. Maar, jy moet jou skoene uittrek. En ek moes leer om my skoene uit te trek. En ek sal nooit eerste dag in 1992, toe ek nou al uit die skool, die eerste keer wat ek die geleentheid kry om voor mense te praat, dit was asof ek het maar net voor in die kerk gaan staan. En is asof dinge net begin vloei. Maar weet julle wat? Ek moes met nuwe skoene vorentoe stap. En ek moes myself net daar gaan sit en sê, Here, nou moet jy oorgaan. En so begin mens nuwe ervarings bou. En so kom die Here na elkeen van ons toe, en ek gaan nou as ons by die derde skoen kom, dan gaan ons daaroor gesê. So die Here het vir Moses gesê, en ek wil vandag vir elkeen van julle sê, jy sit hier met 'n geskiedenis, en jou geskiedenis vertel vir jou wie jy is, waartoe jy in staat is, met ander woorde, wat jy kan doen, wat jy nie kan doen nie, wat jou bang maak, en ek wil vandag vir jou sê, as jy regtig wil groei in jou verhouding met die Here, moet jy jou skoene uittrek, en jy moet sê, Here, ek sit my verlede agter my, ek wil nou hier by U wees, en dit waartoe U my roep, sal ek gaan doen. Al maak dit my hoe bang. Kan ons dit doen? Kan ons by die punt kom, waar ons dit wat agter ons is, agter ons sit. Die tweede skoen wat die Here vir Joshua gee. Die eerste een was Moses, trek uit jou skoene. Vir Joshua het hy gesê, trek aan jou skoene. Nee, hy het gesê, Joshua, trek aan hierdie nuwe skoene wat ek vir jou gee. Julle het vir 40 jaar in die woestyn gewandel, en dit was 'n tyd wat julle skoene kon vernuwe. Julle kon leer wie ek is. Julle kon die Here se hart leer. As dit nie vir die woestyn was nie, luister mooi wat ek vir jou sê. As dit nie vir die woestyn was nie, kon die Here nie vir Joshua daai belofte gemaak het nie. Baie keer gaan ons deur moeilike tye deur die woestyn, en ons is kwaad vir die Here, en ons wil vir die Here baklei, maar die woestyn is 'n tyd waar die Here vir jou nuwe skoene gee. Dit het ek ook op 'n baie duur en harde manier geleer, vir al hierdie jaar wat verby is. Waar dinge nie verloop soos wat jy dink dit moet nie. Waar dinge fout gaan. Telefoonoproepe in die middel van die nag. Hier's die plan werk nie. En dit, en dat, en die volgende ding. En dit hou letterlik nie op nie. En dit voel vir jou, jy gaan jou verstand verloor. Maar om in daai tyd te sê, Here, ek gaan nou stop, want ek weet in hierdie hele krisis is U nog steeds hier.
Jy's nog steeds by my. En dan wen jy stap nie daardeur, jy kom aan die kant uit, en jy leer iets. Wow, die Here is getrou. En so bou jy ervarings op van die Here se getrouheid. Onthou nou, Moses het slegte ervarings gehad, waar mense hom te nagekom het. Ek gee nou nie om wie sê wat nie, maar vir 'n ma kindjie in 'n mandjie te sit, en op die rivier te laat wegvlou, dit doen iets aan daai kind se siege. Dit was die beste wat sy vir hom kon doen, maar hy moes nou van klein babatjie af in 'n vreemde huis gaan groot word. So die ou het al hierdie bad ervarings. En Joshua weer het hierdie positiewe ervarings van die Here lei ons deur die dag. Hy gee vir ons kos wanneer ons dit nodig het. Hy gee vir ons water. Hy beskerm ons teen al hierdie mense. So ek kan die Here vertrou. Toe sê die Here, nou vat daai skoene van jou. Vat hierdie ervaring van my getrouheid. En dan stap julle deur die rivier. Dan gaan vat julle daai stede in daai. En dit is amazing, nee, en duidelik het gesê, hulle het hierdie belofte, en is 'n groot belofte, enige plek waar julle voete neersit, het ek reeds vir julle gegee. Dalk nie, jy moet my nou nie verloor nie. Hierdie is belangrik. En toe sê die Here, nou gaan julle en julle gaan trek. Julle gaan nou deur hierdie rivier. En soos die priesters met daai sware ark op hulle skouers nader aan die rivier kom, toe begin die rivier opdaal. Is dit hoe dit gebeur? Nee, dit het nie. Wat het gebeur? Hoe die rivier opgedaal het? Toe hulle voet in die water sit, toe daal die rivier. Nou hy kon al gestop en gesê, Here, jy het beloof, ek wag. Hy kon die belofte met letterlik 15 cm gemis het. En so baie keer gee die Here die belofte. En die Here sê, ek sal met jou wees. Jy gaan alright wees as jy voor mense praat. Ek kon gewag het tot ek alright voel. En toe opgestaan het ek voor mense gaan praat het. Of ek kon gaan loop het, voor gaan staan het. Nog steeds my broek wat bewe, maar dan sê Here, hier is ek nou. Jy moet jou voet in die water sit. Jerigo se mure het geval toe hulle voete om die stad loop. Nie terwyl hulle nog daar op die horison gekom het, waar van die mure kom. Nee. Jy moet daar wees. Jy moet aantree. En jy kan dit net doen as jy weet hoe getrou die Here is. En daarom moet ons ervarings opbou vir die Here se getrouheid. Die Here het vir Dawid gesê toe hy vir Goliat verslaan. Hy het vir hom gesê, Dawid sê vir Goliat, ek weet die Here gaan my help. Ek weet die Here gaan dat ek jou vandag op jou plek sit moet hê. Weet jy hoe weet ek dit? Want ek het die dakkels en die beer, en die leeu, en die dief, wat my pa se skape wil vat, het ek uitgesorteer met die hulp van die Here. Jy is maar net nog iets wat ek gaan uitsorteer. Bou ervarings op in die klein dingetjies. Jesus het gesê, getrou was jy in die klein dingetjies. Daarom stel ek jou aan oor groter dinge. Wees getrou, vertrou die Here in die klein dingetjies. Bou ervarings op. Sodat wanneer die groot ding kom, dit jou nie oorweldig. Dan kan jy sê, ek weet die Here is getrou. Jy kan net die Here se getrouheid ervaar in jou verhouding, geen ander ding. Ek kan vir jou vertel vandag, die Here sal jou nooit in die steek laat nie, Frans. Maar dit is net woord. Jy moet jou eie ervarings opbou van die Here se getrou. Dan loop ons met vertroue, boldness. Nog nie 'n lekker Afrikaanse woord vir boldness. Maar dan loop ons met ons kop omhoog. Maak nie saak hoe sterk die storm is, hoe groot die reus is,
maak nie saak. Hoe dik die mure is, maak nie saak. Want ons weet die Here is getrou. Wat is die laaste paar skoene? So die eerste paar skoene is, jy moet jou verlede laat gaan, jy moet jou skoene uittrek, dan moet jy skoene aantrek, en daai skoene is gebaseer op jou ervarings van die Here se getrouheid. Die laaste paar skoene kom by die wapenrusting uit in Efesiërs 6. Julle ken mos nou die helm van verlossing, die borsharnas van vryspraak, en die gordel van waarheid en die skild van geloof en die swaard van die gees. Dan praat hy van die skoene van gereedheid. The shoes of readiness. En ek wil hiermee afsluit, want dit is vir my 'n fenominale Kersboodskap. In Lukas 2 lees ons, die engel verskyn aan Maria en vertel vir haar dat sy gaan swanger word en hierdie kindjie gaan gebore word. En sy vertel vir hom, hy vertel vir haar dat hy is die seun van God. Hy is die koning van alle konings en sy antwoord en sê, maar hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees? Want ek wonder, verlede week wonder ek so by myself, sê maar, jy weet, ons lees hierdie Kersfeesstories en ons sien die prentjies van die babietjie in die krib en so, maar sê vir myself, so what? So what? Dit is nou, so what? Jesus is gebore en whatever. So what? Ek hoor dit nou al meer as 'n halfuur lank. Wat beteken dit vir die wêreld? Wat beteken dit vir die wêreld dat God in die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het? Wat beteken dit vir die wêreld? As ek na die wêreld kyk, lyk dit nie juis asof hulle dit besef nie of waardeer. En ek lees Maria se storie. En nou wil ek vandag vir jou sê, julle moet my mooi hoor. En as ek miskien nou hier en daar die verkeerde woord of uitdrukking gebruik, vergewe my, maar hoor gou hier. Ek en jy is ook swanger met Jesus. Hoor julle vir my? Hy moet in my en in jou gestalte vind. En ons antwoord is baie keer net soos Maria wat ons sê, Here, maar hoe kan dit wees? Hoe kan Jesus in my gestalte? Here, dit moet my nou net nie iets vra dat ek moet gaan doen wat my gaan ongemaklik. Ja. Of moet nie my nou uit my comfort zone uitval. Ek is nie 'n mens nie. Ek wil nie betrokke raak by emosies. Nee, los daar. Weet julle wat nie? Ons wil hê die wêreld moet verander, nie waar nie? En verandering is baie keer pynlik. Ek was nog nooit in my lewe 'n vlinder nie, maar ek kan nogal dink vir daai papie moet dit baie keer pynlik wees om hierdie veranderinge en as 'n wat sê ek nou bottervlieg, wat is die ding se naam? Vlinder, skoenlapper. 'n Skoenlapper gebore te word. Dis pynlik. Verandering is pynlik. Dis baie keer moeilik. Nee, wat vir jou sê, dis meeste van die tyd is moeilik. En as ons elke keer gaan terugduins en sê, nee, Here, dit wat jy van my vra is te veel, gaan niks verander. Want die ding wat ek besef het hierdie jaar, in alles wat ek in daai boek lees, is die Here het elke keer 'n mens gebruik om 'n verandering teweeg te bring. Of dit nou Moses, Joshua, Gideon, wie ook al hierdie mense na wie ons gekyk het, hy het 'n mens gebruik. En hy het gesê, ek wil jou gebruik, maar jy moet uit jou comfort zone stap.
Dis al ons in die wêreld gaan verander. Dis al hoe Kersfees weer anders gaan wees. Dis al hoe Kersfees betekenisvol gaan wees. Is wanneer ek en jy sê, ons wil aan Jesus gestalte gee in hierdie Kerstyd en elke dag van ons lewe. En ek weet die vraag wat opkom is, Here, hoe is dit moontlik? Die engel het van Maria gesê, moenie jy daaroor worry. Jy moet net bereid wees. Jy moet net beskikbaar wees. Hy sê, want die Gees van die Here gaan oor jou kom en gaan kragtig in jou werk. En ek wil vandag vir jou sê, Mary, die Gees van die Here kom oor jou en gaan kragtig in jou werk en kragtig deur jou werk. Maar dan moet jy jou skoene uittrek en dit wat gister is nie agter jou hoes. En jy moet jouself herinner aan die Here se getrou. En jy moet gaan stil word en sy stem hoor. En as hy jou vra om ietsie te doen, just be there. Moenie worry oor die hoe nie. Dit werk homself uit. Ek sluit af met, moenie dit nou asseblief gaan kompliseer nie, Ben. Moenie dink dat dit gaan wees, die Here sê jy moet jou tasse pak en sendingwerk in China gaan doen. Dis nie noodwendig wat hy van jou gaan vra. Maar ek dink wat die Here wel van ons vra is, wanneer ons by daai deur uitstap, en ek kom iemand teer, wees Jesus vir daai persoon. Al is dit net 'n vriendelike groet of 'n glimlag. Want jy weet ons hoe werk dit in klein dorpies, ek weet nie hoe die opwerk nie. Jy weet ons bou ons nou maar 'n bietjie geskiedenis op met mekaar. Daar's mos 'n geskiedenis. Hierdie een het my nou nie gegroet 24 jaar terug nie. En ek sal not the ticking groet. Daai persoon groet. Jy kan hom in sy oë kyk en jy kan hom sê goeiemôre. Hy kyk toe net so. So ek mos nie eens nie my tyd. Kom nou man, breek die siklus. Breek die siklus. Nee, ons het stryd gehad. Nee, eintlik ons oupa grootjies het stryd gehad oor 'n donkie. Vandag, ons kan mekaar nie verdra nie, dit is ons skelms. Trek daai ou skoene uit. Maar daai ou skoene gaan ons nêrens kom. Ons gaan nêrens kom. Ons gaan nooit die verandering sien. So my uitdaging aan jou is, gaan doen iets anders hierdie Kersfeestyd. Gaan doen iets anders. Gaan wees anders teenoor iemand. En begin sommer nou. Begin vandag. Moenie wag vir 'n weerligstraal in die hemel uit nie. Dis hoekom ek sê, dis eenvoudig. Gaan tree net anders op. Gaan wees bietjie meer vriende. Regtig, weet jou gesig gaan miskien net mekaar uitval as jy glimlag. Ons sal vir ons by mekaar sit vir jou plastiese chirurgie. Maar gaan probeer. En dan kry jy niks terug nie. Weet dis wanneer ek gee dat ek ontvang. Want wanneer jy vir iemand anders glimlag, is jy die een wat op die ou die vrugte trek. Wanneer jy geëindig met hierdie storie. Toe ek nou 'n klein kannetjie was aan hulle. Daar was Tannie Joey de Pre. Tannie Joey de Pre was, sy het nie breed gehad. Sy was 'n enkel ouer, sy het haar kinders groot gemaak. En sy het daar by die koöperasie gewerk. Dit was toen nog die Smaldeel koöperasie. Sy het daar by die Sweet Study gewerk. So, nie 'n vreeslike salaris gekry. Maar as Tannie Joey my gesien, het sy vir my 'n R1 in die hand gestop. Weet julle, dit was so 'n breinmoot. Weet jy wat kon jy doen met 'n R1? Daai tyd. Toe raak ek ons daai groot kunst. Sal nooit vergeet, dis tot Tannie Joey my daai muntstuk in my hand. Dit moes iets van haar gevat om vir my nou so te bederf.
Nou is ek, my klein boetie, ons het al ons pelle, my 2 ouer broers, hulle het 'n klomp pelle, nou gee dan die Joey vir my en dan suiker ek op haar nou om Joe se kafee toe, kom ek ons almal roomys, dan kry ek 85 sent kleingeld. Dit was 'n klomp geld. Maar weet jy wat het dit vir my geleer? Dit het vir my geleer, mense moet oop hande deur die lewe gaan. So ek is mal oor om te gee. Want ek weet wat dit vir iemand anders doen, maar weet ook wat dit vir my. So ek vra julle, kom ons gaan met oop hande hierdie dag. En dan maak dit seer om te gee. Dan weet jy, as dit seer maak, bring dit verandering. Dit bring verandering. Ons het verandering desperaat nodig. Ons kan nie aangaan soos wat ons aangaan. Ons kan nie. Iets moet verander. En vir iets om te verander, moet ek verander. En vir my om te verander, moet ek iets anders doen. En as daai doen beteken, ek staan bietjie vroeër op om stil te word, doen. As dit beteken, ek neem 'n besluit, ek gaan vriendelik groet, al kry ek dit net vir 30 sekondes weg. Dis 30 sekondes meer as gister. Verstaan jy? So daar is al klaar verandering in die wêreld. Dis eenvoudig, mense. Dis eenvoudig. Kom ons gaan doen. Kom ons gaan wees Jesus vir die wêreld. Want Jesus lê nie in 'n krib. Jesus is hier. Hy is hier. En kom ons gaan wys hom vir die wêreld. Hierdie Kersfeestyd.